Meer as 100 jaar gelede het 'n groep Sewendedag Adventiste 'n droom gehad om die evangelie na die verste hoeke van die wêreld te versprei. Maar hoe? Reis was stadig, kommunikasie beperk en die sendingveld het byna onbereikbaar gelyk. Dis toe dat hulle met die groot idee gekom het: bou 'n sendingboot. Met fondse wat deur getroue kerklede ingevorder is die Pitcairn in 1890 ter water gestel. Dit was nie net 'n skip nie, dit was 'n lewensboei wat sendelinge vervoer het na ver afgeleë eilande in die Stille Oseaan. Amper 'n dekade lank het die Pitcairn deure oopgemaak vir Adventiste sendingwerk, 'n bewys dat God ons roep, hy ook voorsien. Soos wat die sendingwerk gegroei het die behoefte egter ook gegroei. In 1912 het kerkleiers iets nuuts in aksie geplaas, die 13de Sabbatskool offergawe. Elke kwartaal sou Adventiste reg oor die wêreld saam 'n spesiale offergawe bring, wat dan toegewys sal word aan projekte wat kan help om die evangelie te versprei waar daar die grootste behoefte is. Oor die jare het hierdie offergawe plekke van onderwys gebou, plekke van genesing en aanbidding in elke hoekie van die wêreld. En dit maak nog steeds vandag 'n verskil. As deel van die 13de Sabbat of die kwartaallikse projek offergawe, sal hierdie kwartaal se fondse aangewend word om 'n sendingboot in Zambië ter water te stel. Op die Groot Benguelu, daar is klein nedersettings met beperkte toegang tot vervoer, verder as hulle klein eilandjies, maar binnekort sal hierdie sendingboot leraars en Bybelwerkers na hulle bring en terselfdertyd vervoer verskaf vir mense wat dit nodig het. Van 'n eenvoudige boot meer as 100 jaar gelede na 'n nuwe sendingboot vandag. So hou die sendingwerk aan as gevolg van mense soos u. Wanneer u 'n bydrae lewer tot die 13de Sabbatskool offergawe, word u deel van hierdie storie wat soveel jare gelede begin het en vandag nog steeds geskryf word. So dankie, dankie dat u gee, dankie dat u glo in sending en dankie dat u deel is van wat God reg rondom die wêreld doen. Een offergawe, een projek, een lewe op 'n slag aangeraak.